Ja, dit is nie iets wat ek aanmoedig nie. Mense, as daai handsome paramedics inkom en hulle sit jou op die masjiene en hulle luister en hulle vra, nee, daar's niks fout met jou hart nie, maar het jy dalk iets soos chilies geëet vanaand en jy onthou? So as ek chili geëet het, pof my lippe so mooi op, nou. Dan lyk ek of ek gespuit is. Ja, dis mooi, maar dit hou net so vir so 'n uur en 'n half of 2. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hi Maritza, hoe gaan dit? Hi Melanie, goed, dankie. Welkom terug in die land van die lewendes, die land van melk en heuning. Nadat jy die hele Europa plat gereis het. Welkom, welkom. Weet jy, dit is nogal regtig lekker om terug te wees. Baie keer as ek terugkom van oorsee af, dan voel ek maar so bietjie, jy weet, dit was dan so lekker en so, maar dit was my regtig, toe ek nou so die oggend hier opstaan in Kaapstad en so uitkyk, dink ek, ons bly dan maar in 'n mooi land, jy weet, dit was nou vir my regtig lekker om terug te kom. Het was bietjie warm in Europa gewees. Ek was in Holland toe daai verskriklike hittegolf getref het. Ja. En jy weet, mense sê mos like 36 grade, ons ken van 36 grade. Nee, dis 'n anderste tipe hitte. Want nommer 1, jy kan niks jy weet, jy kan nie pad gee nie. En die mense se huise is mos nou gebou om hitte te trap, jy weet, om dit in te hou vir die koue winters en die koue weer. Ja. En daar, so nou, daar's nêrens om te gaan nie, nou ek was in Den Haag, so dis nou hierdie konkreetstrate en so aan, en die warmste tyd van die dag, dis die ander ding wat baie vreemd is, die warmste tyd van die dag is hier 6 uur in die aand. Jy weet, selfs jy sien dit, selfs op jou weather apps. Dis nie middel van die dag nie, dit raak warmer en warmer en warmer, soos die teer nou, soort van die hitte. Ja, maar dit word getrap binne in die concrete en dan reflekteer dit terug. Want ek weet in die winter as jy daar is, né, dan is dan is dit miskien in die oggend -2, -1, dan is dit vrek koud, maar in die middag, dis die grond wat so koud is. Dis die teer, ja, dis die teer, jy weet, so, ja. Koue, onderaf, en nou ek kom staan, die hitte word getrap, en nou moet dit iewers uitgaan, so ja, nee, ja, jy sê nou, dis lekker om terug te wees by die huis, dis mooi, dit is verskriklik, ons het 'n baie mooi land, maar iets wat vir my ook opvallend is wanneer ek mens terugkom, is dat dis baie lekker om terug te wees by ons eie mense. Jesus, ons Suid-Afrikaners is dan maklik en gemaklik en vriendelik. Miskien nie as jy net land by SAL nie. Miskien nie dadelik kry jy daai gevoel nie, maar sodra jy uit is en jy's in jou omgewing, mense is so vriendelik en warm. Dis so lekker. Ja, maar weet jy, selfs toe ek van die vliegtuig af geklim het, het daar van die Kaapstad Lughawe se personeel het daar gestaan en hulle het almal gesê welcome back, welcome. So dit was baie lekker. Nou kyk, paspoortbeheer was 'n ander storie. Daar was 2 hokkies oop en as mos nou die e-gates, maar nie almal kan deur die e-gates gaan nie. En daar was 1 vir Suid-Afrika oop en 1 vir die oorseese mense en ek dink daar het iets soos 3 massiewe vliegtye ingekom. Hulle kon nie eers later die mense laat afkom by die roltrappe nie, want daar was te veel mense onder gewees, jy weet. So, ek het toe sommer 'n vriend van my geteks, wat ek weet wat die minister ken, met 'n video en gesê, nee man, sê nou vir die minister, hulle moet dan iets aan doen, dis nou nie okay nie, jy weet. Jy sien die queue is onder daai roltrap agter te deur, dink jy, ag nee, daar's 'n home sweet home. Maar weet jy nou, dat jy so praat oor die queues, Maritza, as jy nou vir my vra, wat maak my nou gatvol, is dit hierdie ding dat as mense in queues in staan en almal is op hulle fone. Niemand kyk ons meer op nie. Niemand staan vir 2 minute in 'n queue of gesels sommer net met iemand heen. Ek hou daarvan om met mense in queues te praat. My susters, hulle almal lag altyd vir my, want teen die tyd dat ek in 'n klas in 'n queue het ek al vriende gemaak met almal en telefoonnommers uitgeruil. En dit het actually met my hierdie keer op Heathrow gebeur, want ons moes wag. En toe skielik sit ek daar iewers en wag en ek eet so 'n bietjie iets voor die vlug en daar was nie meer baie mense op terminaal 5 nie, want dit was die laat Heathrow vlug van na Kaapstad toe. En ek hoor hierdie vrou soort van, is bietjie ouer as ek, maar gesels lekker, jy weet, met iemand ook so, met een van die personeel wat daar werk. En na so rukkie toe begin ek met haar praat, want ons moet nou wag, nê, vir ons vlug. En
haar naam is Lynette. Ek sal nou nie haar van sê nie, maar Lynette, na oor die 20 jaar wat sy in Engeland gebly het, en sy is, ek weet nie gevra presies hoe oud sy is nie, maar ek skat dat soort van laat 60s, miskien so van by begin 70s, het Lynette nou besluit sy kom terug Kaapstad toe, en sy kom terug en sy bly nou, sy kom terug, sy het 'n huis op die internet gekoop, sonder om dit te sien, en dit was toe nou op, ons is beste buddies gewees, ons het foto's geneem in die gangway voor ons op die vliegtuig geklim het, ons het telefoonnommers uitgery, ons het toe sommer nog met 'n ander wonderlike vrou, wat Sima, wat in District 6 was, het ons ook gesels, en haar nommer ook gekry. Ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. Ek hou ook daarvan dat mense present is. My vraag aan jou is jy een van die mense wat ek met my hele wêreld wil vermy op 'n vliegtuig, 'n lang vlug, dat jy hulle so sien aankom en dan weet jy daai noise cancelling goeders moet aankom en jy moet jou rug draai want hulle sal jou nog steeds so waar's jy vandaan? Watter verwoorde is jy nou? En het jy kinders, kleinkinders? Dink ek nee. Ek wil weet hoe vlieg jy? In stilte of as jy maatjies met jou ry as jy afklim? Kyk, ek is gewoonlik maatjies teen die tyd dat ek afklim, maar dis ook 'n teken dat ek dink nie ek het hulle te veel geïrriteer nie. So op die vlug oor soontoe het ek mos langs Neetling gesit wat in die stommerste span is. Nou Neetling wou nie vir my sy nommer gee en ek het nie gevra nie, ek gedink is bietjie forward. Maar jy weet, ons het lekker gesels oor kinders, maar net 'n rukkie. Ek gesels altyd net 'n rukkie en dan sit ek self my oorfone op. En toe ek nou teruggekom het ek met, wat was sy naam, Jacques Hatting gepraat en hy is 'n investment ou. Jacques, ek gee nou sommer vir jou 'n call out hierso vir sy Engelberg is sy investment company. So ek het alles geweet van Engelberg teen die einde van die reis. Maar jy weet, ons het 'n rukkie gepraat, het ons oorfone aangesit, het ons geëet, want ek ken ook daai mense wat jy gaan Tannie, ek wil nou nie verder met jou praat nie, ek wil nou slaap, jy weet, so, ja. Ek gaan vir jou 'n storie vertel. Jare terug, toe ek nou nog nie so grys en gatvol was nie, jare terug. Toe het ek 'n vlug teruggehad van Joburg af. En om een of ander rede kon ons nie van die vliegtuig binne in die terminaal kom nie. Plus, die vlug was alreeds laat. Kom ons het sê nou maar 9:30 geland. En dit is donker op die vliegtuig en daar was 'n rede hoekom ons gedelay was binne in die vliegtuig vir 'n uur en 'n half. Nee. In hierdie tydperk van sit en ledig wees. Jy weet wat sê hulle van die duiwel en ledigheid. In elk geval, hier is ons 'n jong man. Hy het sulke lang hare, hy het baie beautiful hare. Nou begin ek en hy gesels, maar ons is ook nog wel verveeld eintlik, né? Nou begin ek en hy gesels. Dis nog so 'n bietjie van 'n vibe wat nou daarso ontstaan tussen ons. Dis nou baie lekker. Hoe meer ons gesels, hoe meer raak ons nou into each other. So veel so dat ek toe ek nou in my kar stap, hy stap saam. Ons ruil telefoonnommers uit en alles en ons maak toe nou 'n afspraak dat ons mekaar by Camps Bay sal ontmoet. En ek is baie excited oor hierdie pragtige man met die hare en alles. En toe ek nou so die afspraak in Camps Bay en ek stop en ek is bietjie vroeg daar en ek sit by die tafeltjie en hier kom 'n ou en ek dink nee, kan nie hy wees nie. So 'n motorfiets. Nou ek self hou van motorfietsse. Ek ag myself 'n biker girl, né? Ek het 'n Vespa, maar ek hou van motorfietsse. Dit is my baie mooi. En nou hier kom hierdie ou. Gee, en hy sê op. Ja, en hy pluk haar helmet uit, maar toe is haar hare nie so skoon soos wat dit nou was by vliegtuig nie. Dit is nou net so 'n haartjies wat so trek. Is nie heeltemal toe na my sien nie, maar is definitief 'n intelligente ou. En toe sê hy vir my so 'n mooi ding, want dit was so straightforward. En hy kyk my so, toe sê hy vir my, I am so sorry, but I'm so totally disenchanted. En weet, ja, natuurlik was ek 'n bietjie geskok, maar ek het so waardering gehad vir sy eerlikheid, toe sê ek vir hom, exactly for me. You seemed so different the other night in the dark, and here you get off, and I'm like,
Hang af hoeveel whiskies het jy gedrink op daai vlug? Met elke vodka is jy bietjie mooier. Ek heb jou lief. Maar luister Melanie, kom ek vertel vir jou, terwyl jy nog gerinkink het, wat het ons nou alles gedoen by Grys en Gatwol? Soos jy weet het ek 'n draaitjie gaan gooi mos eers by 'n radiografis. Om te gaan kyk, hoe werk dit as 'n ou nou gaan vir beendigheidstoets? En ook hoe belangrik dit is om te gaan en hoe werk die prosedure en hoekom is dit so donders duur? En toe het ek 'n wonderlike gesprek gehad met Dr. Marius Roos. Jy het die meeting opgestel, so dit was so lekker lieflike man. Baie kundig natuurlik, die hoof van die Suid-Afrikaanse Instituut van Osteoporose. Lekker daar gesels en ek het so baie geleer. En weet jy, dis vir my so, osteoporose en beendigheid is iets wat so belangrik is. Terwyl ek nou in Europa was, 'n baie goeie vriendin van my. Terwyl sy daar op die lughawe was, niks swaar gedra, niks nie, het sy skielik 'n spontane breek in haar ruggraat gekry. Nou spontaan, nê? Dit het net sy het verskriklik pyn skielik gehad. Vreeslik gesukkel, teruggekom in Ierland, op die ou end het hulle vir haar dadelik onder 'n masjien gedruk en gekyk wat aangaan en osteoporose. Dit is absoluut daaraan gerig. So beendigheid is een van daai goed wat so belangrik is dat ons betyds daarna begin kyk voordat dit 'n groot krisis was, jy weet. So in Ierland het hulle meer probleme natuurlik daarvan want hulle het minder Vitamiene D ingekry. Hulle het ook my generasie het dikwels baie slegte nutrition gehad, jy weet, sleg geëet toe hulle jonger was want Ierland was toe nog baie arm. Maar jy weet, al daai tipe goed is so belangrik. So ek is so bly jy die onderhoud gedoen met Dr. Roos want hy is soos jy sê 'n expert en miskien moet ons sommer nou daarna luister. Marius, baie welkom by Grys en Gatwol. Dankie Maritza, dit is vir my net so 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie recording en van die boodskap wat ek mag deel. En ek dink, ek vertrou dat dit regtig 'n verskil gaan maak en vir almal wat luister net 'n nuwe verstaan en perspektief gaan gee oor beengesondheid. Ja, want weet jy Marius, ek het nou gekyk, ek het 'n baie slim skaal. Nou sien ek my skaal sê vir my, ek het 72 kg wat ek weeg. My vette weeg soos in 26 kg. My spiere is 44 kg. Maar my beenmassa is soos 2.7, 3 kg. Dan dink ek, my bene moet my hele lyf, al my vette, al my spiere dra. En dit is eintlik so underappreciated en so verskriklik belangrik. Absoluut, ek dink ons beendere en skelet is in 'n groot mate die aspoestertjie gewees van al ons organe. En ek dink dit is besig om vinnig te verander. En aan die einde van hierdie potgooi gaan julle verstaan hoekom. Ja, wel, dit is vir my baie lekker om altyd op 'n ontdekkingsreis te gaan en te besef, hierdie klein goedjies wat ons vanselfsprekend aanneem, is van kritiese belang, want nou is ek hier so in my 60s, en nou dink ek, o jene, mense 70s, daar breek heupe, wat is my kanse vir 'n fraktuur? Ek het nooit gekyk in my lewe na my bene nie. So, tel my verlede, as ons na my beenderre vandag kyk. Maak dit 'n verskil? Vertel dit ietsie van wat ek gedoen het, wat ek nie gedoen het nie. Wat sê my beenderre van my? O ja, absoluut. Maar ek dink dis een van die belangrikste konsepte wat ons nou probeer verstaan en oordra, is dat jou bene bou geheue en jou bene onthou wat oor jou hele lewenstyd eintlik gebeur het. Word op 'n manier beïnvloed jou bene en daai memory word opgetel. En dis hoekom ons deesdae nie net fokus op beengesondheid wanneer jy oud is of wanneer jy in die menopause ingaan nie, maar daar's 'n sterk klemverskywing dat beengesondheid moet eintlik aandag kry
van jou tienerjare en dwars deur jou lewe is dit iets wat 'n mens moet prioriseer, bewus van wees en dit waardeer en beskerm. Ja, nee, wonderlik, want al wat ek weet vir ons as menopausale of perimenopausale vroue, dan sê iemand in die familie vir jou wat gesukkel het met osteoporose, of jou vriende sê, of iemand sê, "Oh, het jy al gegaan vir jou beendigtheid?" Nou goed, dis nou een ding, maar nou dink ek nou, kry jy bene wat ewe dig is, maar party is hoër kwaliteit as 'n ander been. Nou, al wat ons aan vashou is beendigtheid, maar soos wat jy nou verwys, ons bene vertel eintlik 'n holistiese verhaal van ons agtergrond, waarskynlik ons gene, né? So, vertel vir ons vertel nog 'n bietjie vir ons boonbehalwe beendigtheid toetsie. Wat kan jy nog vir ons vertel? Watse geheimenisse is in ons beenderre en hoe wonderlik is dit en hoe belangrik is dit wat ons toets? So Maritza, daai is een van die belangrikste goed. Ek dink beginpunte is om te probeer verstaan, kom ek sê, die wêreld van ons bene te verstaan. Wat gaan aan aan binnekant in ons bene? Ja. En ek dink die oomblik as ons dit kan verstaan, gaan dit vir ons geweldig baie help ook om perspektief te hê rondom die toetse wat ons doen, die medikasie wat beskikbaar is, die leefstyl wat nodig is en so kom ons begin daar. Ek dink dis 'n uitstekende plek. So dis eintlik maar, so Engels sê, 'n hidden world en lê diep binne jou weg. Maar bene is lewendige weefsel. En ek dink die eerste belangrike ding wat ons moet sê is dat jou bene vorm 'n vennootskap of 'n paartjie met spiere. En 'n mens kan nie die gesprek van benere of van bene skei van spiere nie. En daai eenheid is krities in die gesprek rondom bene. So dit is net een belangrike ding wat ek vinnig wil noem. So as mens kan kyk na waar bestaan jou bene, ek kan mens kyk eerstens na struktuur en tweedens na funksie. Want daar is baie aktiwiteite en bene is metabolies geweldig aktief. Nou, die struktuurbene is eintlik soos amper elke orgaan super uniek, maar absoluut mind-blowing as mens kan dink wat dit moet vermag. So aan die een kant, in die struktuur is daar hierdie scaffolding, waar daar proteïene en veral spesifiek kollageen, maar verskillende ander proteïene die struktuur vorm, en dan is daar hierdie minerale, kalsium en fosfaat, maar vele minerale wat saamwerk om hierdie te mineraliseer en kristalle te vorm en hierdie struktuur te verstewig. En aan die een kant moet hierdie struktuur sterk wees, maar hy moet nie solied wees, glas of 'n klip of steen nie. Hy moet buigbaar wees, want iets wat solied is, breek eintlik relatief maklik. So, hy het ook eienskappe wat hom buigbaar maak, en so om daai twee te verenig in een struktuur is absolute meesterwerk. Ja, ek weet, dit op sigself klink soos 'n godswonder, né? Absolutely. En flexible. Hy, weet jy wat, is lekker na jou te luister. Gaan voort, Marius. Ja, so mens sien hierdie struktuur, mens sien die kristalle en die minerale. Ek wil hê julle moet in julle verbeelding bietjie dit raak sien. En dan is daar 'n ander afdeling. So daai is die mineralisering. En dit gaan nou belangrik word om te onderskei wanneer ons kyk na waar beendigtheid toetse, DEXA en die goedjies inpas. Dan is daar 'n ander element, en dit gaan oor, ons noem dit die mikroargitektuur. Met ander woorde, hoe hierdie struktuur, hoe hierdie kristalle, hoe hierdie struktuur, hierdie scaffolding, hierdie bouwerk gebou is. Waar lê die pilare, waar lê die verskillende vlakke? So die mikroargitektuur is ook 'n baie kritiese element van die struktuur. Moeilik vir ons om op hierdie stadium te meet, en daar is vroeë toetsings, maar jou DEXA, jou beendigheid toetse meet hoofsaaklik die mineralisasie kant van dinge.
Nou as ons gesels oor funksie, daar's 3 soorte selle wat deel vorm van jou beencelle, die belangrikste 3 wat eintlik die goewerment of die beheer vorm van al die aktiwiteite wat daar binne is. So daar's jou beenbouselle, jou osteoblaste, jou osteoklaste. Ek dink die meeste van julle het al bekend mee wat beenweefsel weer afbreek, veral ou been, en die osteoblaste wat die beenbouers is, wat weer nuwe vars been maak, en die samewerk van die twee. En dan is daar 'n derde tipe sel wat ons eers relatief onlangs beter begin verstaan het, en dit is die osteocytes in Engels, seker maar osteosiete in Afrikaans. En daai selle speel 'n kritiese rol in die beheer en die regulering. Een van die belangrikste funksies van die osteosiete is dat hulle het mechanoreseptors wat vibrasie en impak kan optel, en dan kommunikeer hulle met die osteoblaste en die osteoklaste en gee dan duidelike instruksies aan daardie selle. En daai is fenomenaal. So die selle is betrokke by beenbou, en die ander fenomenale ding wat ons deesdae geleer het van bene is dat jou bene maak 'n baie belangrike bydrae tot die res van jou ander organe se welsyn. Weet jy, ek het nou al so 'n bietjie ook nou gelees, dit is my fascinerend wat jy sê, maar toe jy nou praat van jou osteosiete, wat die derde tipe sel, ek hou nou van die nuwe goed wat ek leer, die osteoblase, die klaste of ietsie wat bou en breek, en die osteosiete wat sensitief is vir vibrasie. Nou as leek vra ek vir jou, is daai vibrasie, is dit hoekom hulle sê, ons moet impak oefeninge doen vir ons bene om gesond te wees? Is dit waar dit vandaan kom, die osteosiete wat moet daai vibrasies voel en in die boodskapie stuur? Absoluut. So daai sensors identifiseer of tel op vibrasie, maar hy meet ook die drempel daarvan, die intensiteit daarvan. En dit word deels oorgedra aan jou been deur die fisiese impak op die grond, maar dit word ook oorgedra deur die traksie van spiere aan die buitekant van die been. En so, dis hoekom die effek, die belangrikheid van spier aksie en aktiwiteit, die lading wat 'n spiertraksie oordra aan daai been, word actually gemeet deur daai selle. Die hoeveelheid daarvan. En daar's eintlik selfs 'n wat ons noem 'n threshold, 'n drempel waar die bene besef, okay, dis nou tyd om been te bou. En so, dit is 'n baie fyn gereguleerde waarnemingsstelsel wat die omgewing en die impak van hierdie seine wat deurkom optel en so beenbou beïnvloed. Dit klink soos 'n sensitiewe en 'n ongelooflike kragtige ekosisteem. Nou, is daar goeters wat 'n mens definitief nie moet doen nie? Of kan mens nie so uitspraak doen nie? Kyk mens holisties na iemand en sê, ja, dit wat jy inneem is nie goed nie, en is daar enige riglyne nou vir ons? Is daar sekere, as ons as 'n pasiënt by jou uitkom, kyk 'n mens nou, jy kyk waarskynlik nou na jou been, maar jy sê dit het nou verskillende selle, en ek klink vir my daar is kristalle en daar's minerale. So elke ou se been is eintlik uniek, so sy versorgingsplan is waarskynlik bietjie anders as iemand wat moet ophou om iets te eet of te drink, of ietsie moet drink, en hierdie ou moet dalk dit. Is ek reg? Is daar 'n tipe van 'n bestuursstelsel vir elke mens met sy beendere? Absoluut so. Ek dink soos wat ons buite elkeen uniek is ons eintlik ewe uniek aan die binnekant. En 'n mens moet dit onthou. En ek dink ja, dis een van die groot uitdagings wat ons het vandag, is om die populasiedata
te vat en dit om te skakel na 'n individuele persoon en dit vir daai persoon te individualiseer en toepaslik te maak wat werk hier en wat werk hier nie. Okay, dit is baie interessant. Ja, want ek het nou so 'n bietjie geluister, dan dink 'n mens nou die oefening wat jy nou doen, want ons het nou almal gehoor jy moet bietjie teen weerstand oefen. Maar nou het ek 'n interessante ding gelees en dit maak so sin vir my hier waar ek vandag sit, omdat ons nou al hoe meer ingelig is. Dank te Vader daarvoor. Ek is baie lief vir swem. Maar swem doen 0 vir my bene, want ek het nie, daar's 'n bietjie weerstand, maar daar's nie impak nie, daar's nie gewig gewigdraand nie, fietsry, so mens moet al daai goed doen, maar jy moet spesiale aandag kry en weet wat aangaan in jou bene. En Marius, is dit ooit te laat? Ons leer nou op hierdie klomp wonderlike inligting. Is dit te laat vir ons of kan 'n ou nou inspring en sê, luister, ek sien jou, ek waardeer jou my bene, I love you, ek gaan nou jou versorg. Is dit ooit te laat of kan ons nou nog inspring? Nee, dis nooit te laat nie. Dis absoluut nooit te laat nie en natuurlik, hoe vroeër 'n mens begin, hoe beter, maar daar is baie wat 'n mens kan doen. Ek dink die fokus skuif wat ek dink vir ons belangrik is as mens bietjie ouer begin raak en jy het miskien dalk al osteoporose, is ek dink die groot fokus waaraan 'n mens heeltyd dink is frakture. Maar mens moet 'n bietjie, ek dink dit maak dit makliker as mens die fokus afhaal van frakture, en dit gee hom sy plek, maar moenie oormatige ek wil sê fokus op dit plaas nie. Fokus eerder op, sê Engelse woord gebruik, frailty. So ek dink die skuif na frailty, wat ek dink die groot fokus vandag in die anti-aging en longevity konsepte en idees wat oral rondgaan, is juis om die frailty van veroudering te probeer beperk, voorkom as mens selfs kan, en daai is 'n groter motivering, dink ek, en is 'n meer gebalanseerde fokus om aan aandag te gee, want op die ou einde is dit nie net dat jy wil 'n fraktuur voorkom nie. Jy wil funksioneel bly, jy wil voluit aktief kan bly en kan lewe tot aan die einde, wil ek sê, fisies aktief en voluit kan aangaan. En dit is die kern van my boodskap dalk vandag, is dat die spier en been eenheid is die middelpunt van hierdie proses om frailty te voorkom of te beperk. En dis hoekom die gesprek rondom been en spier so belangrik is. Dis hoekom mens nie die twee organe van mekaar kan afskei nie. Want op die einde van die dag wil jy aktief bly en jy wil uitgaan en dinge doen en lewe sonder 'n vrees. En so op die einde van die dag, daar's altyd iets om te doen, en ek dink is een van die groot myths wat 'n mens wil daar in die kiem smoor, is dat 'n mens begin uit 'n mindset van dis te laat. Dis nie waar nie. Maar so as ek nou na jou luister, boonbehalwe dat ek nou so 'n bietjie van 'n angsaanvalletjie het, Marius, want ek het nie in my gedagtegang dink ek ook, jy wil nie jou bene breek nie, maar toe jy die woord frailty gebruik, nou dit is nou 'n ding wat ek wil vermy, want 'n mens dink nog nou breek jy iets, weet jy wat, dit kan gefiks word, né? Maar frailty, en ek weet nie, die Afrikaanse woord dink ek nie is kwesbaarheid nie, ek dink die frailty, die prentjie wat ek sien is vir my so motivering, en dan voel dit ook nie vir my, dit voel ook 'n bietjie vir my nou soos 'n mite, dat 'n pilletjie dit kan doen, want as ek luister nou hoe die hele ekosisteem en hoe dit saamwerk met spiere en met jou metabolisme en jou brein,
dan voel dit nie vir my 'n pilletjie te drink. Dis die antwoord net voel vir my dit is ook 'n mite. Elke ding het sy plek. En dit is deel van die gesprek en dit is baie belangrik om 'n gebalanseerde benadering te hê. Okay, dis 'n baie goeie antwoord, maar Marius, ek kan ek net gou-gou spring na hormone toe, né? Want ons praat oor spiergesondheid en die spanning en al daai. Maar nou, soos wat jy weet, soos ons girls nou ouer word, dan begin die estrogen daal en allerlei goedjies en die tekort aan estrogen het 'n groot impak op ons vel se integriteit en op ons harte en op ons beendigheid en op ons metabolisme en al ensovoorts. So as jy ek weet nie of jy so uitspraak mag sê nie, maar vind jy dat mense wat wel hormoonaanvulling gebruik in 'n beter posisie is? Sien jy dat daar beduidende impak of 'n beskerming is as 'n mens bietjie jou hormone aanvul of wil jy nie so iets sê nie? Hormone is een van die kragtigste intervensies om jou been gesond te hou. As mens praat van hormone, moet mens ook dadelik byvoeg, estrogen is wel die hoofhormoon wat die meeste impak het, maar ons moet ook verstaan dat daar's ander hormone wat ook 'n rol speel in 'n heelwat mindere maat. Maar ons moet nie vergeet van die skildklier, ons moet nie vergeet van insulien, ons moet nie vergeet van kortisol en 'n paar ander hormone nie. So almal van hulle is betrokke met daai crosstalk en kommunikasie met daai beencelle het 'n invloed op die beencelle. Maar ek dink die gesprek hier gaan oor estrogen. En inderdaad, estrogen is 'n fenominale intervensie om beengesondheid te help. Die belangrike ding is die tydsberekening. En ja, ek weet wat jy nog op die hart het rondom dit nie. So, miskien kan ek net dit Ja. Ek dink dit is belangrik om vroeg wanneer mense die transisie doen in die menopause, 'n gesprek met jou dokter te hê, met jou ginekoloog of met enige dokter wat na jou gesondheid omsien en die gesprek oopmaak rondom hormoonvervangingsterapie. Dit is krities, want en dat mens dan 'n besluit neem, want die beste voordele lê by verre weg om dit vroeër te begin as later. Right. Marius, dankie daarvoor. Nou wil ek nou vir jou 'n ander ding vra. Jy weet soos wat mense stry oor dieete, né? Die ene sê definitief moet jy nou paleo gaan en net vleis eet. Die ander sê ek is vegetariërs. Vind jy ook dat daar in jou veld miskien beenoorloë is, bietjie konflik is, mense wat is daar enigiets agter die skerms waarvan ons nie weet nie? Ja, ek dink wanneer dit by beengesondheid kom en sekere dieetpatrone, is daar nie baie data beskikbaar en ek dink nie daar's 'n groot oorlog aan die gang soos jy sê nie. Ek dink wat ons wel duidelik weet is dat vegetariese dieete en vegan dieete is nie goed vir jou bene nie. En ek sien van die slegste bene in pasiënte wat daai dieetpatroon volg. Ons het goeie data dat 'n mediterrane dieet waardevol is vir jou beengesondheid. Maar in die algemeen is ons aanbeveling is om baie versigtig te wees wanneer jou dieet na die een of die ander rigting uitwyk en as mens een of ander interessante baie dieet volg wat 'n baie nou aantal voedingskomponente het. Right, dis wonderlik om te weet want ons het nou dag gepraat met ons gut health specialist en dan hoe belangrik is dit eintlik dat jy alles eet en kleurvol eet en proteïen inkry. Ja. So Marius, is daar enige ietsie wat ek nie vir jou gevra het nie wat jy graag met ons luisteraars en kykers wil deel? Wat ek kan by sê is ek dink 'n mens moet hierdie
langtermyn perspektief hê wanneer ons dink aan ons beengesondheid. So, Right. en dwars deur ons lewe, selfs al is jy nou in jou 30s of 40s, op elke fase van jou lewe is daar baie belangrike en waardevolle intervensies en aksies wat 'n mens moet begin in plek kry, en dit verander ook 'n bietjie soos wat mens verander en dit moet hersien word. Maar so dit is vir my 'n baie belangrike boodskap, want ek dink mens moet ook wanneer jy kom by behandeling 'n long range plan hê. Jy moet 'n langtermyn perspektief hê op dit. En ek dink mens moet ook besef dat 'n holistiese benadering is verskriklik waardevol. Juis as gevolg van daai feit dat 'n mens baie keer met, kom ons sê in jou 50s al gediagnoseer word met, kom ons sê, osteopenie, maar jy het nog 'n 20-30 jaar lewensverwagting oor. Nou, jy met medikasie wat elkeen beperkte potensiaal het en ook net 'n beperkte tydperk vir jou kan toegedien word, om vir jou binne daai risk-benefit, daai sweet spot te bly van voordeel met die minste risiko. So medikasie is 'n waardevolle deel van ons tools, maar dit is onkrities dat 'n mens vroeg al begin om die ander vlakke van intervensies ook te begin oorweeg en kyk waar kan mens uit elke vlak uit intervensies gebruik wat waardevol kan wees vir jou. En ons het gepraat van hormone wat in die model wat ons hier gebruik is een van die vlakke is. Op die apex kyk ons na medikasie, maar op die fondasie is jou leefstyl faktore waar ons kyk na voeding, beweging, rus en recovery, stres en slaap. Die tweede vlak is jou supplemente, die derde vlak jou nutraceuticals. En dan is daar 'n vlak wat ek noem coaching. En ek dink, omdat ons juist nou praat oor hierdie langtermyn strategie, het ons endurance nodig. En jy het 'n personalized plan nodig om jou te help. So jy moet, ons kyk na behavioral psychology, ons kyk na training, ons kyk na entrainment. En so ek dink dis een van die belangrikste idees of konsepte wat ek wil deel met julle, is dat die oomblik wanneer ons daai holistiese benadering volg, elke vlak van potensiële intervensies wat jou beengesondheid kan bou, kan implementeer, het jy soveel beter sukses, kan jy selfs met minder medikasie wegkom of sonder dit wegkom selfs. En net om een voorbeeld van ek te sê, byvoorbeeld die regte oefening het die vermoë om jou beendigtheid met 1 en selfs studies tot met 6% per jaar te verbeter. So van hierdie intervensies is fenomenaal. Die belangrikheid is om dit reg te doen en om maar hulp te kry rondom dit, sodat jy nou nie elke dag 5 km stap en dink, nou is ek okay nie, of elke dag jou kalsiumpil en dink, nou is my osteoporose uitgesorteer nie. Marius, verskriklik dankie. Ek sal vir jou sê wat ek het nou so baie geleer en as ek nou vir ons luisteraars en kykers wil sê hoe ek het nou sê, né? Ek het gisteraand het ek met my kleinkind gesê, hoe weet jy hoe oud is 'n boom? Leer ek nou vir hom van die jare. En dit voel vir my, julle ouens, of ons na bene moet kyk as 'n deurbeen. En soos wat jy ouer word, elke jaar vertel hy daai storie van jou beserings, jou nie herstel nie, jou ondervoeding, jou ooroefen of jou te min slaap of jou te min hormone. So wat die les wat ek geleer het is begin vroeg.
Ek dink die bene deurgaans moet jy dit manage, bestuur en dit voel amper vir my soos die belangrikste fondament en faktor om daai fragile prentjie uit my kop uit te hê. So ek dink die bene en die spiere, dit is vir my wonderlik, ding en 'n manier, 'n invalshoek om te kyk na ons bene, wat my heeltemal verstom, wat my absoluut motiveer. So Marius, regtig kudos, hoor. Baie dankie Marius. Dankie Marie, dis my Waardering. dit is my heerlik saam met julle. Dankie. Jesou julle, dis dan maar baie lekker om vir so 'n rukkie agter daai toe badkamer deur weg te kruip. Maar kykie nou, as jy nou daar kamp opslaan, is dit tyd om aandag te gee. Onthou die goue reël, 5 minute in en uit. So gaan gereeld, gaan gerieflik en gaan sonder drama. Met Probitech Fiber Plus kry jou liggaam die vesel wat dit elke dag nodig het. Gooi dit eenvoudig in jou gunsteling smoothie en laat jou darm sy werk doen. Probitech Fiber Plus, jou betroubare gesondheidsgewoonte. Elke dag. Ek het nou net gestop hierso by Winelands Radiology. Ek het 'n afspraak met Analdi wat bietjie meer vir ons gaan vertel oor die prosedure en hoe dit werk as 'n ou kom vir jou beendigtheidstoets. Maar die basiese toets is meestal vir die ouer vrouens, veral die wat in menopause in reeds gegaan het. Dit is maar meestal jou vrouens, ons sê gewoonlik 65 of ouer. Maar daar is 'n paar goedjies waarna ons kyk as hulle vroeër moet begin. Dis jou vrouens met risikofaktore, soos ek sê, hulle vorige frakture, sekere medikasies wat daar ook 'n rol speel. En sodra hulle 'n lenteverskil sien, sodra mens die tannies wat begin krommer loop of so. So dit verwys maar na die risikofaktore vir frakture of so van die bene, soos ons ouer word. So dan bepaal hulle of mens osteopenies, osteoporoties of dan nog normale beendigtheid is. Maar dit is maar belangrik dat as mens in daai fase kom, dat mens die vlakke van die estrogen en goedjies, dat mens dit half, ek wil amper sê standaard of gelyk hou. Want as dit eers gedrop het en jou beendigtheid begin afneem, mens kan dit nie terugkry nie. Maar jy kan met die regte behandeling kan jy verhoed dat dit so vinnig afneem. Dit is 'n ekstra, maar dit is 'n baie lae dosis. Die armpie van die masjien beweeg, maar dit is nie 'n toe-masjien soos jou MR en jou CT nie. So dis nie 'n claustrofobies of so ietsie nie, maar dit is 'n masjien wat effens beweeg en hy beweeg baie stadig. Maar dit is 'n klein stukkie wat ons vat en is 'n baie lae dosis. So dis nie 'n diagnostiese ekstraal wat ons vir jou gaan sê presies wat alles fout is in die heup nie, maar dit is die lae dosis ekstraal wat gebruik word vir die beendigtheid tellings op die rekenaar dan verder. Vandat hulle aankom totdat hulle uit is, kan so gou as 15 minute wees. So hulle kom in, trek die heertjie aan, dan op die bed lê hulle, dit is op die rug, doen ons die 2 heupe, larig, en dan draai hulle op 'n sy vir die kant van die rug, wat ons die lang wervelkolom doen. En dit is die slotsom van wat die pasiënt hier is, dan gaan die pasiënt. Dan na die tyd gebruik ons nou die slim tegnologie wat nou vir ons die mates en lesings doen. Wat ons dan nou kyk na die beendigtheid van die pasiënt. Ons begin, jou normale beendigtheid is by die sekere lesing, -1 tot en hoër, dis nou die T-telling, waar hulle jou vergelyk met 'n gesonde jong volwasse. En dan die Z-telling op jou beendigtheid verslag, vergelyk jy met iemand van jou ouderdom. So dis maar hulle diagnoseer op die T-telling, so hulle diagnoseer op die vergelyking met die jong volwassene. Dan jou normale enetjie sê hulle gaan voort soos wat jy is, jy het niks nodig nie. Sodra jy osteopenies gaan, dan is daar 'n bietjie verhoogde risiko, maar jy's nog nie 'n major risk nie. So dan sal hulle vir jou baie keer sê, vat jou Vitamiin D en kalsium aanvulling. Mense is baie lief vir die Menocal wat jy sommer by jou apteek net kry, want hy het ook half ietsie van alles in. En dis nie 'n voorskrif ding nie, dis iets wat jy vir jouself kan doen. Ek het al gehoor van die pasiënte sê, dit is 'n duur ding, maar sy voel die verskil. Maar sodra jou beendigtheidverslag na osteoporoties ingaan, dan is jy nou by die hoë risiko, dan sal 'n dokter
Jy of verwys na 'n spesialis toe, 'n reumatoloog, endokrinoloog, so tipe iets, maar die GP kan ook, as jy by 'n GP is wat redelik kennis het met dit, dan gaan hulle kom by jou voorskrifmedikasie, want dan loop jy 'n hoër risiko. Hulle praat van die weight bearing exercise. So jy hoef nou nie vir jou woes in die gym te kere te gaan nie, maar as jy net weight bearing exercises, ek wil sê selfs 'n gereelde stap of so 'n bietjie meer 'n vinniger intense stap, hier sal ook 'n positiewe effek hê. En dan ook jou inname van kafeïne moet verkieslik beperk word. Al is ons almal maar lief vir die koffie in die oggend. En dan hulle is erg op die dairy produkte. Hoe meer jy opneem, want obviously die kalsium en goedjies, dit maak weer die bene sterker. So alles klein lewensverandering kies wat jy tog 'n groot verskil kan sien. Ons sê hulle prevention is better than cure. So jy kan nie tyd terugdraai nie, maar jy kan hom stadiger laat loop. So Maritza, ek het hierdie week chili con carne geëet. Nie iets wat ek nogal baie soms sal bestel nie of self sal maak nie. Ek het jou mos gesê ek is nie 'n groot persoon van die chili nie. Ek dink ek het jou al vertel van die ambulans moes een aand kom want ek het chilies geëet. Gedog is 'n hartaanval en toe sit net acid reflux. Nie een van my helde, my beste oomblikke nie, daai nie. Dis 'n storie vir 'n ander dag. Ja, dit is nie iets wat ek aanmoedig nie. Mense, as daai handsome paramedics inkom en hulle sit jou op die masjiene en hulle luister en hulle vra, nee, daar's niks fout met jou hart nie, maar het jy dalk iets soos chilies geëet vanaand en jy onthou? Ja, so nou eet ons nie meer chilies nie, net in geval die paramedics weer moet kom. Wel, miskien was dit 'n goeie rede om chilies te eet, maar nee. Maar ek het hierdie week chili con carne geëet en dit was baie lekker boontjierig. En is vegetaries. Dis ek dink nou, ek is nou vir 'n oomblik onseker, maar ek dink dis vegan ook. Dis definitief vegetaries, met lekker geel rys. Ek is 'n vrou vir 'n geel rys. Ek hou van bietjie borrie in my rys en is lekker natuurlik met die inflammasie. Dis goed vir inflammasie. En ja, dit was super lekker. En dis ook baie maklik. Dis in een van daai houertjies wat jy kan dit of in 'n pot in uitgooi en maar net opkook of jy kan dit in die mikrogolf sit. So dis 'n lekker vinnige ete om, jy weet, maak 'n ou slaaitjie by dit en so aan en dis 'n regtig lekker vullende gesonde ete. Wat het jy geëet? Okay, ek wil net gou eers vir jou sê die voordeel van chili vir my is ek hou nogal van chili, maar ek kom agter dat ek minder dit kan handle. Maar ietsie wat met my gebeur as ek chili eet, wat vir my baie lekker is, jessie, ek dink is daai chili pof my lippe so mooi op. Nou, so as ek chili geëet het, soos ek mooi hoor, ek gaan sit sommer rooi lippe aan. Dan lyk ek of ek gespuit is. Dit is mooi, maar dit hou net so vir so 'n uur en 'n half of 2. So dit is, maar ek hou nogal van chili, nommer 1. Nommer 2 het ek bobotie gekry. Nou kyk, bobotie en ook my geel rys hoor. Bobotie is een van daai Suid-Afrikaanse geregte. So ook 'n paar jaar terug het ek met 'n baie Engelse ou wat regtig Engels is, het ek toe vra hy, een van die eerste vrae wat hy vir my vra is, want ons was lank in 'n verhouding vir 7 jaar plus. Lieflike man, wonderlike familie. Toe eerste vraag wat hy vir my vra is, kan jy bobotie maak? En ek kan nie bobotie maak nie. Toe sê ek natuurlik kan ek bobotie maak. En toe sê hy, maar as jy nou weer kom kuier, moet jy vir ons bobotie maak. Toe sê ek, fantasties. En ek het daai bobotie resep uit my kop uit opstudeer, né? Dat ek weet, jy moet dit doen, en dat doen, en dat doen. En ek het daai hele familie so impressed, as hierdie Afrikaanse vrou wat kan 'n bobotie maak. Dit was 'n helse baie moeite, hoor. En dis nou baie jaar later, ek kan nie eers onthou hoe maak 'n mens dit nie, maar elke keer wanneer ek bobotie eet, dan dink ek, hoe het ek daai resepie opgestudeer, sodat ek die front kan voorhou van 'n Afrikaans sprekende vrou wat 'n bobotie kan maak. Ek maak ook bobotie. Ek maak dit vegetaries. En weet jy watter resepte gebruik ek nog? Is uit Kook en Geniet. Ek het 'n ou Kook en Geniet kookboek wat my ma vir my gegee het toe ek getroud is. Het ons nie almal nie een gekry nie. En ek maak en ek vervang net die vleis met gekookte lensies. En lekker ding, hoor.
Verskriklik lekker, maar die voordeel daarvan is as jy dit nou by iets soos Frozen for You kry, dit is maar harde werk, want jy moet nou eers die hele ding maak en dan moet jy die vla laag maak en dan moet jy weet, dan moet jy dit bak en so aan. So dis die voordeel van om dit nou so by Frozen for You te kry. En dis vrek smaaklik, hoor. Ek moet vir jou sê, kykie, dit ek weet, omdat ek weet. Dit is moeite. Want jy moet sekere goeders nou aan die kant doen en dan moet jy die goeders meng en sekere goedjies moet nou eers week en dit is 'n storie, hoor. Dit is nie sommer net van 'n hoendertjie in die airfryer druk nie, hoor. So bobotie is nommer 1 baie moeite en ek moet sê Frozen for You se bobotie het nie teleurgestel nie. Ek is nou 'n bobotie kenner, you see, want ek kan hom mos goed maak. Ek is bekend vir my bobotie. En ek moet jou sê Frozen for You se bobotie is reg daar saam met myne. So wonderlike gereg vir enige iemand wat lus is vir 'n bobotie. Frozen for You is die antwoord. Luister Melanie, dit was nou baie lekker om vir jou weer te sien en terug te hê op Suid-Afrikaanse bodem. Maar volgende keer kom kuier ek vir jou in die Kaap. Het ons 'n paar onderhoude, ons het 'n paar wonderlike mense wat ons opgelyn het of wat met ons gaan kom gesels. En ons twee praat nou mos ook van 'n live sessie. Ons sal vir julle alles op hoogte hou daarvan. Intussen dankie vir almal wat ons volg, almal wat ons ondersteun. Dankie aan ons borge, dankie aan al die ondersteuning. Baie dankie en oor en uit van my. Ja, baie dankie julle. Dit was baie lekker om weer in julle geselskap te wees. Dit is baie lekker om terug te wees. En onthou as julle met ons in kontak wil kom, info@grysengatvol.co.za en volg ons ook op Instagram en op Facebook. Dit is lekker om van julle te hoor en ons het lekker gesprekke daar. So tot volgende keer. Mooi bly. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.